Okay, so jou Lewis-strukture in graad 10, moet jy onthou dat daar 2 verskillende soorte bindings is wat gaan vorm en jy moet hulle elkeen se Lewis-strukture kan teken en jy moet die regte metode by die regte tipe binding toepas want hulle werk anders. So jy kry 2 soorte waarna ons nou gaan kyk. Die een is jou molekules wat gevorm word met kovalente bindings en dan kry jy jou ioniese stowwe wat gevorm word deur ioniese bindings. So onthou kovalente bindings vorm wanneer jy 'n nie-metaal het wat reageer met 'n ander nie-metaal. En wat baie belangrik is hierso, is jou elektrone word gedeel. So vir my om 'n binding te vorm, het ek 2 elektrone nodig en gewoonlik gee jou een stof die een elektron en die ander stof gee die ander elektron. Waarby jou ioniese bindings is dit 'n nie-metaal wat verbind aan 'n metaal. En hier word elektrone nie gedeel nie. Jou elektrone word weggegee. En die ander ene en gevat, wil ek amper sê. Die een gee weg en die ander ene vat dit af. Wat veroorsaak dat daar 'n kation, wat mos nou 'n positiewe ion is, en 'n negatiewe ion vorm, jou anion, en daai elektrostatiese krag tussen die positief en die negatief, dit is wat daai binding vorm. So hierso word die binding gevorm deur 2 elektrone wat gedeel word en hierso word dit gevorm tussen jou positiewe en jou negatiewe lading. So mekaar soos aantrek, yes, presies, soos 2 magnete. Dink daaraan as 2 magnete. Okay. So kom ons sê jy moet koolstofdioksied se Lewis-struktuur teken. Baie belangrik, onthou, ek sê nou vir jou dis kovalent, maar hulle gaan nie vir jou in jou toets of eksamen sê dis kovalent of ionies. So jy moet self kyk, jy moet in die gewoond, want dis die groot fout wat die kinders maak, as hulle so gewoond aan dit op een spesifieke manier teken, dat hulle dadelik net inspring en dit op daai manier teken. Jy moet jouself kondisioneer om eers te stop en te kyk, is dit ionies of is dit kovalent? Jou koolstof is 'n nie-metaal, jou suurstof is ook 'n nie-metaal. Dis wat vir my sê, ons gaan nou elektrone deel. So kovalent is 'n nie-metaal en 'n nie-metaal en 'n wat jy aan ionies, wat is dit dan nie? Tussen 'n metaal en 'n nie-metaal. Kyk, so ons gaan nou hom doen in die volgende slide. Hier en onthou, dis altyd jou valens elektrone. Kom ek skryf dit sommer net hier erns dat ons net onthou. By jou bindings is dit altyd jou valens elektrone wat betrokke is. Onthou jou valens elektrone is altyd die elektrone in die buitenste energievlak. So ons kyk nie na elektrone in energievlakke naby aan die kern nie, ons kyk na heel buitenste een. So onthou koolstof het mos, as jy hom kyk, hy's in groep 4, hy het 4 valensie elektrone. So ons teken sommer sy elektrone daar. Jou suurstof is in groep 6, so hy het 6 valensie elektrone. So jy teken hom soos wat jy die afboudiagram ingevul het. Eers elkeen in 'n kamer en dan paar jy op. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, dieselfde 1, 2, 3, 4, 5, 6. So onthou, alles wat 'n atoom doen hy om edelgasstruktuur te kry. Wat beteken sy buitenste energievlak moet vol wees. Of heeltemal vol of heeltemal leeg, sodat die een onder hom heeltemal vol is. Dan is vir die koolstof is in die se valens elektrone is O1, 2, O3, 4 Yes, jy tel, ja, volgens jou groepe. Ja, en jou skep mos die oorgangsmetale, so groep 1 is 1 valens elektron, groep 2 is 2, skep die oorgangsmetale, daar groep 3 by boor is 3 valens elektrone, 4 valensie, 5, 6, 7, tot by jou edelgasse wat 8 valensie elektrone het. So hulle gaan nou met mekaar deel, want hulle elektronegativiteit is so hoog, dat hulle trek al elektrone so sterk aan, dat hulle nie gaan paart met daai elektrone nie. Hulle wil elkeen 8 hê. So dit is nou soos, as jou ma 'n sak sweets gee, en jy en jou broer, dis vir jou en jou broer, en julle altyd wil dit eweveel hê, so jy gaan dit nie vir jou broer gee nie, en jou broer gaan dit nie vir jou gee nie, so julle sê, okay, dis fine, kom ons compromise, kom ons deel nou maar net die sak sweet. So dis dieselfde tipe ding wat hier gebeur. So, en onthou om 'n binding te vorm,
kort ek 2 elektrone. So een binding het ek 2 elektrone nodig. En gewoonlik sit die een van die een en van die ander ene. So ek sal byvoorbeeld hierdie suurstof sal 'n elektron gee en daai koolstof sal 'n elektron gee en daar gaan 'n bindingkie vorm. So nou het jy jou koolstof, daar is die een elektron wat betrokke was in daai binding, daar is die ander elektron wat betrokke was in die binding. En nou het hy nog steeds, ek gaan nou net dit 'n bietjie rearrange, dat hy nou net so lyk. Okay. Maar nou kort daar nog steeds. So hierdie ene gaan ook gou 'n elektron, hulle gaan ook elkeen 'n elektron deel. En ons vat sommer, ag dit maak nie saak watter jy gebruik nie. En hierdie ene gaan daai ene. So daar is die een en daar is die ander enetjie. So dis hoekom ons werk met kruisies en kolletjies. Jy gaan sien in graad 11 werk ons nie meer met kruisies en kolletjies nie. Dan werk jy net met kruisies want dan is die reëls ook so bietjie anders. Okay. Want dan kry ons 'n bietjie meer uitsonderings op die reëls. Okay, maar nou nog steeds is daar 'n probleem want hierdie een het net 7, hierdie een het net 7 en hierdie een het net 6. So dit is nou wanneer jy jou dubbelbindings vorm. So nou sê hulle, okay, maar dis fyn. Ek gaan hierdie ene ook gee en ek gaan hierdie ene en daai ene gaan so nou gaan daar nog 'n binding vorm. So nou gaan jy sien, maar nou hierdie suurstof kort ook nog steeds. Maar gelukkig daai koolstof het nog een om te gee en daai suurstof het ook nog een om te gee. So daai gaan ook, kom ons maak dit sommer geel. So hierdie enetjie gaan ook daar deel, daai enetjie gaan ook daar deel. So nou het ek my koolstof. Ek het daai enetjie wat gevorm was met daai binding. Ek het hierdie enetjie wat gevorm is met hierdie binding. En dan het ek my suurstof wat sy oorblywende 4 elektrone het. En dan het ek hierdie enetjie wat hierso 'n binding het. En dan het ek hierdie enetjie wat hierso 'n binding het. En dan het ek my suurstof met sy oorblywende 4 elektrone. So nou is dit, nou het hierdie ene 2, 4, 6, 8. Die koolstof het 2, 4, 6, 8. Die suurstof het 2, 4, 6, 8. So nou is hy klaar. So jy moet altyd seker maak, dis nie altyd te sê dat 'n enkel binding genoeg gaan wees nie. So jy gaan sien, hy gaan eintlik 'n dubbelbinding hê om hulle twee bymekaar te bring. So dis hoe jy jou enige kovalente ene vorm. So in die toets, Nou kom ons by die ionies en jy gaan sien, gewoonlik tel jou kovalente tekeninge of die Lewis-strukture tel 1 punt en jou ionies tel 3 punte. So die oomblik wat jy sien dit tel 3 punte, dan kan jy ook maar weet dit gaan nou jou ioniese enetjie wees. Want by hom het jy 3 verskillende stappe. Onthou ons het gesê dit gaan oor die een gee weg, die ander ene ontvang en dan word hulle bymekaar gehou deur die elektrostatiese krag. So kom ons sê ek het iets soos natrium, of nee, kom ons vat 'n moeiliker een want ons gee altyd vir julle die maklike een in die klas. So kom ons teken iets soos magnesiumkloried. So, kyk. Moenie nou worry oor die 2 van die kloor nie, kyk net na wat is die elemente. Kyk, so wat hier gebeur is jou metale is nie so elektronegatief soos jou nie-metale nie. So hulle trek nie hulle elektrone so sterk aan nie. Wat beteken hierso is dit nou soos wat die kovalente bindings is waar jy 'n pak sweets tussen die boeties moet deel. Hierso gaan dit soos in iemand gee 'n pak sweets vir 'n ou en 'n meisie en ag, hulle is so verlief op mekaar en so opofferend. So die ou sal sê vir die meisie, "Nee, vat jy die pak sweets." En die meisie sal sê, "Nee, vat jy die pak sweets." So in hierdie geval word dit net gegee die een vir die ander ene en hulle word bymekaar gehou deur die aantrekkingskrag tussen hulle. Okay, so jy het altyd jou metaal wat soos in ons geval magnesium is in groep 2, hy het 2 valensie elektrone. Okay, so wat nou gebeur is daai 2 valensie elektrone word afgegee. So hierso het ek hom en onthou hierdie is nie wiskunde nie. Ek kan nie sê minus 2 elektrone nie. Dis nie 'n vergelyking nie. Ons het nou te doen met 'n chemiese reaksie wat beteken ek kan nie net iets uithaal soos wegvat nie. Ek het 'n ding en ek vat dit en ek verdeel dit. Ek separate dit. Okay, ek kan hom nie net elimineer en garnis hy nie. So hierso is die magnesium en hy het nou 2 elektrone verloor wat beteken hy het nou 2 meer positiewe deeltjies as negatiewe deeltjies wat beteken hy gaan 'n +2 of 'n 2+ lading hê. En hier is die 2 elektrone wat hy verloor het. Okay, ek kan nie 2 elektrone aan daai kant gaan aftrek nie. Ek sê net daar is hy met sy elektrone, hier is hy sonder sy elektrone. Maar dit wat daar was in die begin en dit wat daar is aan die einde,
is nog steeds dieselfde, dis net nie meer verbind aan mekaar nie. Okay. Daar vorm die kation. Nou het ek my kloor. Jou jou nie-metale is baie elektronegatief. Ek teken dit nou verkeerd, né? Jy moet mos nou eers op individueel en dan oppaar, maar ek weet nou al hoe hy gaan lyk. So jy het jou kloor wat in groep 7 is, hy het 7 valensie elektrone, wat beteken hy kort net 1, dan is hy vol. En nou lyk hy so. Okay, daar is daai elektron wat hy gekry het by die magnesium. En nou teken ek maar net so hakie net om te sê daai ding het nou 'n negatiewe lading. Okay. Anders raak die minus weg tussen die kruisies en die kolletjies. Maar my groot probleem nou is die hoeveelheid elektrone wat daai ene afgegee het en die hoeveelheid elektrone wat hierdie ene bygekry het is nie dieselfde nie. En daar kan nie net elektrone ronddryf nie. Jy kan nooit meer elektrone kry as wat jy daar weggegee is. En daar kan nooit meer elektrone weggegee word as wat daar ontvang word. Dit moet gebalanseerd wees. So al wat ek nou doen is ek sê, ek laat hierdie reaksie dubbeld plaasvind. So vir elke een magnesiumatoom wat sy elektrone van ontsla raak, gaan ek 2 klooratome hê wat altesaam 2 elektrone optel, 1 vir elk, en dan vorm daar 2 kloorione. Jy by met wat nou hier gebeur het? Nie regtig. Is jy alright met voordat ek dit gemaal het met 2? Ja, dan. So jy het jou kloor, hy het net 1 elektron nodig gehad en toe gaan sit hy daar. Ja. Maar ek moet 2 elektrone van ontslaa raak. So in plaas van dat ek hierdie reaksie nou maar net 2 keer gaan neerskryf, kloor plus 'n elektron gee vir my kloorion, kloor plus 'n elektron gee vir my kloorion. Is dit omdat dit kloor dioksied of of maar daar 2 keer. Dit is hoekom daar 'n 2tjie daar agter is, want ek het 2 van hulle nodig om met 1 van hulle te reageer om albei daai elektrone op te gebruik. Dit kom dan nie om 2 keer dan moet uitskryf. Ja, want daai ene kan nie net 1 elektron optel en daai ene 2 verloor nie, want dan dryf daar ergens 'n elektron rond. Okay. Unaccounted for. Hy kan nie unaccounted for wees. Hy moet ergens gaan. So al wat ek gedoen het is ek het maar net nog 'n atoom gevat en die tweede elektron by hom gesit en toe daar 2 ione gevorm. Apart. En dan wandel ons by die derde stap. En in die derde stap, waarby ons nou kom, so kom ons merk stap 1, stap 2, stap 3, by die derde stap, nou het ek my 2 verliefdes, wat baie sterk na mekaar toe aangetrek word. Ek moet die kolletjies bietjie groter maak. So daai, omdat ek nou 'n positiewe ion het en ek het 'n negatiewe ion, hulle word toe na mekaar aangetrek. En dan het ek nou daai positiewe ion en die negatiewe ion en as gevolg van die elektrostatiese kragte tussen hulle, word hulle aan mekaar aangetrek en ek vorm 1 magnesium verbind aan 2 klore. OK. So weer eens, maak seker, kom in die gewoonte, kondisioneer jouself om eers te kyk, is die ding wat hulle vir my gegee het 'n ioniese binding of 'n kovalente binding? Want jy sien nou, dis 2 heeltemal verskillende metodes. En as jy, want wat gebeur is almal doen die kovalente ene wat jy die elektrone deel. En dan verloor jy al 3 jou punte by jou ioniese binding. So veral as jy sien hy tel 3 punte, dan kan jy maar weet dit gaan die een wees met die 3 stappe, maar kom in 'n geval in die gewoonte om te kyk, is dit ionies of is dit kovalent en dan use the appropriate method. Kan ek nou weet dit dan net, so by die eerste stap skryf jy die eerste ding en dan hoeveel sy valens elektrone teken jy dan om en dan 'n pyl en dan skryf jy die valens elektrone plus of minus, wanneer dit plus, altyd plus, jy kan die minus sien. En dan skryf jy plus die 2 elektrone of hoeveel hy ook al het. Ja. Okay, dan met die tweede stap dan skryf jy nou die tweede ene met sy valens elektrone rondom hom en dan plus 2 of plus die elektrone. So jy skryf eers sy normale reaksie op grond van die hoeveelheid, jy doen eers net die swart gedeelte, op grond van hoeveel elektrone hy kort om 8 te hê.
En eers dan, as jy klaar is met stap 1 en 2, hierdie wat jy doen is eintlik 'n tussenstap. So, dis stap 1, stap 2, stap 3, maar hierdie is soos 'n 2.1. 2.1 en 'n 2.2. Jy doen dit apart, want jy hoef nie altyd te balanseer, jy hoef nie altyd dit te doen nie. Jy moet net seker maak dat nadat jy hierdie twee reaksies geskryf het, die elektrone, die hoeveelheid elektrone wat daai ene verloor en die hoeveelheid elektrone wat daai ene bykry, dieselfde is. Want as dit nie is nie, dan moet jy jou vergelyking so balanseer dat dit wel dieselfde is. So is dit hoekom jy by die eerste een skryf jy net hoeveel hy verloor en by die tweede skryf jy hoeveel hy kor. Ja. So is dit ook hoekom dit aan die kant van die pyltjie is en die boosien. Ja, want hierso het hy hom verloor, so aan die begin was hy deel van hom en hier is hy apart. Hierso is dit iets wat jy byvoeg tot die reaksie. En dan by die tweede stap na die pyltjie dan skryf jy hom met die wat hy bygekry het. Ja, sien daar is daai elektron wat hy bygekry het. Okay, en dan die laaste een skryf jy net die Ion. Ja, dit maak nie. Hi.